Is daar nog mense wat koffie maak? Het julle Willem Dirk, het julle iemand gesien? Is julle die laastes? Nog maar net as Hendrik terug. Kom sê vir hom met kant, hy het gou die hekke gaan sluit. Misschien net so, terwyl ons vir Hendrik wag, praktiese reëlings. Dit word nou ook opgeneem vanaand. Daar, Tinus en Eloise het mikrofone, wat is daar vrae gevra word, dat iemand daarin vra, so hulle gaan hardloop tussen almal, so steek die hand op, en dan vra jy die vraag, en ook net weer sê, daar sê ding soos 'n dom vraag nie, en ons praat saam, en dis 'n wonderlike voorreg dat ons op hierdie manier ook kan groei. Hey, dit kan heerlik verkeerd draai oom. Kom maar Hendrik. Dit was vir my interessant gewees, die preek van vanoggend nou en die preke wat nou gaan volg, hoe min mense eintlik van die solas weet. En ons my ma vanoggend gaan haal, toe sê sy het nou nog nooit hiervan gehoor nie. En toe sê ek nie, maar dan moet ons met haar predikante maar gaan praat oor die afgelope jare. Maar ek dink dit ook is basis van ons besprekings hierso. En dat ons dit maar altyd in gedagte hou. Mense is so maklik, ja, maar ons is gereformeerd, maar mense moet ook verstaan, hoekom is ons gereformeerd? En om gereformeerd te wees is geweldig kosbaar. Dit is nie sommer net iets wat 'n klomp mense besluit het nie, dit is 'n voorreg vir ons ook, om te kan sê ons is gereformeerd. Het Hendrik al sy pad teruggekry? Hy het verdwaal. Ek gaan maar begin om vir ons te lees, ek dink hy sal inval. Ek gaan begin om vir ons net 2 verse te lees uit Hebreërs, en daarna gaan ons weer 2 liedere sing, die woorde gaan op die skerm verskyn, ons moet lekker sing, uit die hart sing. Dan gaan ons daarna, gaan ons begin met ons bespreking, en u is baie welkom om vrae te vra. En u is welkom om ook te antwoord, as u so voel. Ek lees vir ons uit Hebreërs 1, daarvan die eerste 2 verse. In die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete. Maar nou, in hierdie laaste dae, het hy met ons gepraat deur die Seun. God het hom deur wie hy die wêreld geskep het, ook erfgenaam van alles. Erfgenaam gemaak van alles. Ek gaan net so ver lees, en dan gaan ons nog dele behandel as ons aangaan, maar sit net so, dan sluit ons die oë. Ons Vader wat in die hemel is, o Here, dit is vir ons 'n wonderlike voorreg om weer so vanmiddag by mekaar te kom. Ons bid vir wysheid, ons bid vir deernis, ons bid dat U ons sal toerus ook met dit wat ons vanmiddag hier bespreek. O Here, dat dit uiteindelik alles sal gaan oor U eer. So maklik soek ons na antwoorde en ons soek na dinge vanuit die woord om by ons te pas. Maar U is die ewige en die heilige God. En daarom, deur dit wat ons doen en dit wat ons bespreek en hoe ons lewe, dit alles moet getuig van wie ons is. En ons is verloste kinders in Jesus Christus, nie gebore, nie gemaak. En daarom bid ons dat U ons ook so sal lei. Wil U met elkeen wees wat hier is op hierdie middag? Wil U met ons wees in ons omstandighede? O Here, dit wat ons doen elke dag, dat dit ook sal strek tot U eer. Ons bid alles in die naam van Jesus Christus. Amen.
Goed, ons gaan dan begin met 2 liedere wat ons sing en dan gaan ons van daarna aangaan. Goed, ek gaan eers begin met 'n vraag vanmiddag. Ek dink almal het dit al gehoor sê, en ek kan miskien net eerstens weer sê, die bedoeling is nie om iemand te na te kom nie, maar tog kan ons nie wegbly van die waarheid nie. En daarom begin ek met die vraag, ek dink almal het dit al gehoor, dat iemand sê, die Here het vir my gesê. En wat dink jy is die bedoeling daarvan as iemand sê, maar die Here het vir my gesê? Dis nou sommer so 'n vraag, maar Piet? Toe maar dit maak nie saak, die Piet het gesê, hy het nie idee nie. Ja, ek weet nie, want die Here het nog nie vir my gesê nie, maar ek kan glo, dit kan ook beteken dat die Heilige Gees iets op jou hart druk, maar nie direk gesê het. Dis 'n baie belangrike antwoord. Maar nou op grond van dit wat Piet gesê het, beteken dit dat net party mense dan so gawe sal hê, want dit het nou ook nog nie met my gebeur nie. Maar dat het al baie mense dit vir my gesê, die Here het vir my gesê. So beteken dit dat dit 'n gawe is, en het net party mense daai gawe, want ja, dis nou die vraag. Oom Luc, wag net hier vir die mikrofoon. Ons sal, Tinus, ek dink jy moet daar agter in die middel bly en Eloise hier, dan behoort ons redelik, maar julle sal gou, ja. Oom Luc? Nee, om die vraag te beantwoord, en dis my eie mening, dat so 'n persoon reserveer homself, dat die Here het net met hom gepraat, en hy praat nie met die ander nie, of met enkele persone wat hy uitsonder. Ek was saam met Piet stem, dat ek dink die Here praat met ons, deur middel van die Heilige Gees, of met jou binne in jou. Gee hy vir jou boodskappe, ek meen hy praat nie direk met jou nie,
maar hy werk deur middel van die Heilige Gees om jou te help in sekere dinge, maar om te sê dat dit wel, ek kan nou nie sê dat dit glad nie gebeur nie, ek kan dit nie, maar ek dink die woord staan baie duidelik daarin, die antwoord sê daai teks vir ons baie duidelik. Weer Paul, terwyl dan daarna Hendrik. Ek dink dit, vir my sê dit, ek het 'n spesifieke gedeelte in die Bybel gevind, wat toepassing het op 'n bepaalde situasie. Dan kan ek sê die Here het gesê en uit die woord kry mens hierdie toeligting. Dis 'n baie belangrike, hou net so vas daaraan Paul, Hendrik. Ja, so, weet om te sê dat die Here het met jou gepraat, jy weet, as ons nou kyk na, wel, wat is die definisie van praat, jy weet, en dis 'n vorm van kommunikasie. So, vir my byvoorbeeld voel ek dat deur dinge wat in my lewe gebeur het die Here met my gekommunikeer. Dis nie 'n direkte stem nie, jy weet, ek was in een of ander moeilikheid gewees en ek voel die Here het my uit dit uit gehelp. En ek kon die Here geïdentifiseer het in, want dit was abnormaal, dit is nie die natuurlike stappe wat so gebeur het nie. En deur om vir die Here te identifiseer in dit, voel ek dat die Here het ook so met my gekommunikeer. Maar om net te sê, die Here het met my gepraat, nee, ek weet nou nie daarvan nie. Kan die Here, ek goed, daar agter Tannie Trix, ek gaan dan na haar, dan gaan ons eers 'n bietjie aan, anders gaan ons nou lank. Toe ek nog gewerk het, was daar hoeveel mense, en trouwens nou nog, wat vir my sê, maar die Here het vir my gesê, fisies, duidelik, hoorbaar, in die nag. Nou ek glo mens kan ook 'n droom hê waar die Here jou besoek. Maar ek weet maar van enkele gevalle, selfs in die Bybel, waar die Here fisies vir jou sê, hey, word wakker, ek praat met jou. Ek dink daai ding word vandag deur sekere strominge heel erg oordryf. Die Here het vir my gesê. Ja. Dankie Tannie Trix. Nou sit ons 'n bietjie met 'n dilemma. Want sê nou, hier kom 2 persone hier na die kerk toe. En een persoon sê, die Here het vir my gesê, ons moet elke maand van nou af op woensdaande bymekaar kom. 'n ander persoon kom en sê, nee, die Here het vir my gesê, ons moet elke Sondag aand van nou af bymekaar kom. Wat nou? Voel vir my so 'n bietjie julle die preek van vanoggend vergeet. Tannie Jolina. Ek het 'n ondervinding gehad, ek het eendag het ek voor my kas gestaan om aan te trek. En ewe skielik was my voete vasgemaak met onsigbare kettinge. Ek het so geskrik. En toe het 'n stem vir my gesê, watter kant sê die kinders van die Here? En ek met my Bybel deurlees. En ek het so geskrik, ek het dit dag en nag gelees. En die getuienis is daar in die saal. Ek moes oor die saligheid getuig. Dis opgeplak daar en ek het op grond daarvan versprei pamflette. Goed. Kom ek lees weer net hier vir ons 'n gedeelte wat ek vanoggend gelees het. Die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Nou, as jy geluister het vanoggend se preek, die gedeelte voor dit, sê daar gaan baie dwaalleraars wees en dan is daar nou 'n klomp voorbeelde van verskillende goed. Maar het jy gehoor, die skrif is genoegsaam, volledig. Hoekom sal God buite die woord om 'n boodskap gee? As die skrif volledig is, hoekom sal God buite die skrif om vir iemand 'n boodskap gee? Kan hy in drome aan ons verskyn? God kan enigiets doen. Maar is dit nodig? Nee. Nie nadat Jesus Christus gekom het nie. En nou is my volgende vraag, het God in die Ou Testament deur profete gewerk?
Ja, ons sit met die profete in die Ou Testament, al die profete, nee. Hoe het die profete altyd begin, as hulle met die volk gepraat het? So sê die Here. Maar nou was daar 'n klomp valse profete. En hulle het dit nou maar eintlik gebruik vir eie wins, of wat ook al. Wat was die toets daarin, of 'n profeet van God was, of 'n valse profeet was? Daar sê hy. Dit wat hy geprofeteer het dit waar geword of nie? En dit was die toets. Het ons nog die amp van profete vandag? Ek praat nie, miskien moet ek net dit sê, ons almal het die amp van priester, profeet, koning. Ek sal, as die Here wil, nog daaroor 'n preek maak. Daar is nie meer profete nodig vandag nie, want die skrif is volledig, voldoende. En nou kom my vraag weer, maar nou kom iemand en sê, die Here het vir my dit gesê, en 'n ander persoon sê, die Here het vir my dat gesê. Hoe oordeel ons dan dit? En hoekom sal dit nodig wees vir die Here, om buite sy woord om, wat ons vanoggend bely het, NGB artikel 7, hoekom sal hy daar buite om, nuwe openbarings, nuwe stemme, nuwe inligting gee? Willem Dirk? Kan mens ook onderskeid tref tussen waar dit nuwe inligting is versus waar dit iemand stoot in 'n rigting in. Soos byvoorbeeld wat Tannie Julina gesê het, is dis nie nuwe inligting wat sy gekry het nie. Dit was meer 'n ek druk hierdie op jou hart om hierdie ding te gaan doen. En dan die ander deel, byvoorbeeld veral soos in die moslim wêreld, daar waar hulle nie die skrif het nie. Mense hoor baie daarvan visioene wat hulle het, wat dan, en ek het nou nie die stats of enigiets nie, maar in baie gevalle is dit, hulle sien iemand wat hulle dan later besef, Jesus se beskrywing baie naby daaraan is, maar dis dan ook gewoonlik, gaan, as jy môre hierso is, gaan na daai persoon toe, hy kan jou help. So ek dink mense kan daar ook onderskeid tref tussen wat is nou nuwe inligting bo en behalwe die Bybel en waar is dit die Here wat jou in 'n rigting in help. En ek dink dit is die crux van die saak, dat in die eerste plek, as iets teen die woord van God is, dan is dit nie van die Here nie. Heel eerste punt. Maar die woord is genoegsaam, en dan, wat Willem Dirk sê, daar 'n spesifieke moslim vrou wat 'n droom gehad het, een so voorbeeld, en sy het tot bekering gekom in 'n droom, en sy het gevlug van haar familie af, want haar lewe was toe nou in gevaar, en so het sy tot bekering gekom. Maar om terug te kom by die spesifieke tema dan, waar iemand sê, die Here het vir my dit gesê. Dink julle, Piet? Daar's 'n ander ding en ek wil iets anders te inbring hier, sodat daar's 'n tyd terug toe ek 'n jong ouderling was, dat ek lees van die ouderlinge moet die mense, die siekes die hande oplê. En dit het my baie gepla, baie lank, of het nou ek is wat nou nie geloof het nie, of wat is nou die ding? En toe, gelukkig, toe luister ek 'n preek van Prof Stoker. Toe sê hy, dit is 'n spesiale gawe in daai tyd. Die Here roep mense vir spesiale gawes, maar hy rus hulle toe ook om daai gawes uit te voer. Ja. So as dit so 'n algemene ding is, dan twyfel ek, want dan as die Here die mens geroep het vir daai gawe, dan sou hy almal geroep het, dan sou almal die antwoord gehad. Ja. Dis belangrik wat Piet sê, ek probeer nou kyk gou in Jakobus 4, dit sluit nou maar daarby aan, probeer nou net daai stukkie kry, maar daar staan van, as iemand in die gemeente siek is, gaan salf hulle, en stuur die ouderlinge om hulle te gaan salf met olie, en hulle gesond te maak, en vir hulle te bid. En dit sluit nou amper half hierby aan, dat wanneer ons oor gawes begin praat, dan begin mense nou in die tyd waarin ons lewe amper te dink, party het net spesifieke gawes van om
van die Heilige Gees se boodskap te kry dat die Here het vir my gesê. Of dis eintlik nou 'n tema op sy eie, gaan ons hoor dit deesdae, iemand is of daar gaan iets verkeerd in 'n huis, kom ons gaan salf die huis of kom ons gaan salf die persoon. Wat eintlik in daai gedeelte in Jakobus staan, in daai tyd was olyfolie 'n medisinale middel. So wat daar eintlik staan is, gaan bid vir hulle en gee vir hulle medisyne. Maar nou kom mense en hulle trek daai uit verband uit en nou moet 'n kind siek is, dan moet jy hom nou gaan salf en ek weet nie wat alles nie. Dit is, mense vat Ou Testamentiese gebruike en dan wil hulle dit nou inbring na vandag toe. En dit is nou amper, dit sluit nou aan by die Here het vir my gesê. Dit is nie nodig, daar is niks nodig buite die woord van God om die Here te dien nie, om 'n boodskap te ontvang nie. En die probleem is dat mense uit verskillende oorde oor 'n selfde saak verskillende boodskappe kry. Jy kan maar net na die voorspoedsteoloog gaan en dit sal ook 'n bespreking op sy eie wees en dan gaan hoor jy op een Sondag uit verskillende mense se monde waar hulle sê die Here het vir my gesê en hoe hulle dit gebruik as 'n manipulasiemiddel. En die Here sê self in sy woord, daar is niks meer nodig as dit nie. So hoekom, en ek sê nie dit kan nie gebeur nie, maar as dit dan gebeur, dan is dit vir jouself. Dan is dit nie om daarmee te loop en te verkondig nie. In die eerste plek kan dit nie teen die woord van God wees nie. In die tweede plek is dit nie nodig nie. Want hoekom sal die Here dit dan net vir selektiewe mense gee en verander nie? As dit nou sin maak wat ek probeer sê. Party skud hulle koppe en ander frons en baie. Johan sê bedelaars maak baie van daai taktiek gebruik. Daar's baie keer manipulasie aan hierdie gekoppel. Vir een of ander rede dan nou. So, die slotsom is, dit is nie nodig vir die Here om vir my, en hy wil ook nie, op 'n ander manier as deur sy woord vir ons sê nie. Dit is dan die woord van God. En as die Here vir my sê, dan sê hy dit vanuit sy woord. Stem jy saam met dit, Heinrich? Ja, so ek dink as ons nou net na die heel ergste van dit gaan, van mense wat sê, jy weet, die Here het vir my gesê, ek dink daar is maar tog narcissistiese mense wat in so 'n groepsverband, as jy kan sê die Here het met my gepraat, dan kan jy tot 'n sekere mate klim in daai hiërargie, daai Christelike hiërargie. En ek dink dit is juist dit waarvoor ons maar net moet oppas. So is om niks weg te vat van as iemand gepraat het, as die Here met iemand gepraat het, weet die Here kon reg gepraat het met jou, maar ek dink meerendeel sal jy dit, die ander gedeelte, die slegte gedeelte sien. So ja. Goed, om dan net terug te kom na Willem Dirk ook, sy vraag is die onderskeiding. So ja, die Here werk ook vandag op deur wonderwerke en ek dink ons weet nie eers naaste by van watse wonderwerke hy laat gebeur om sy kinders wat hy uitverkies het tot bekering te roep nie. So daai is amper half 'n aparte saak van hierdie waar iemand kom en sê maar die Here het vir my gesê. Want ek weet nie of u dit al ondervind het dat iemand kom en sê die Here het vir my gesê en dan is dit ek moet hierdie ding doen of ek moet daardie ding doen. Maar hoekom gaan hy buite sy woord om met ons praat? In die Ou Testament was dit wel so gewees, deur die profete, hy het in drome gepraat, hy het in visioene gepraat, maar soos vanoggend gehoor het en ook die gedeelte in Hebreërs wat ek dan gelees het, dat die skrif is voldoende. En Jesus is die woord. En Jesus het gekom en daarom het ons niks meer as dit nodig nie. Piet, Tinus, jy moet sommer daar langs jou pa sit. Ja, ek dink ons moet die ding in twee dele opdeel. Die skrif is 100% in hoe God wil hê ons moet hom dien. Daar is niks by te neem of weg te vat. Die wat sê die Here het tot my gespreek, of ons dit nou aanvaar of nie, dit maak nie saakie, want dit kan
wees, soos ons nou gesê het, dat die Here persoonlik met iemand op 'n visioen of ietsie hanteer, maar dan is dit vir een persoon. Ja. As dit vir meer as een persoon was, dan sou hy tot almal gespreek het. En dis waar Paulus ook sê, om tale te praat beteken niks as daar niemand is wat dit kan uitlê of dit ook kan bevestig. En ons gaan nou by daai punt kom, want dit is die volgende besprekingspunt. Dan die Trix, daarso Tinus. Nou kry mens mense wat baie oortuig en oortuigend vir jou sê, die Here het vir my gesê. My vraag is nou, wat antwoord? Durf ek hom sê, nee, die Here het nie vir jou gesê nie, gaan lees die woord. Hoe antwoord ek daardie vraag? Ek het dit al hoeveel kere teëgekom. Die Here het vir my gesê, nou weet ek voor my siel, dis nie waar nie. Ek dink die eenvoudigste manier is om te sê, die Here sê vir my ook vanuit sy woord. Dit is baie keer, dink ek, persoonlike emosies en gevoelens wat by mense opkom en dan verwar hulle dit met die Here het vir my gesê. So ek dink die eenvoudigste manier is om te sê, die Here sê vir my ook deur sy woord. Nou ek dink jy ou moet te veel in argumente betrokke raak. Ons het nou net by die evangelisasie vergadering gepraat. Ons het eintlik al laas kwartaal het ek met Prof Henk Stoker gepraat dat hy gaan kom kuier vir ons en dan gaan ons spesifiek praat oor hoe praat jy met iemand anders wat in 'n ander geloof is? Hoe begin jy praat? Waar is die raakpunte? Hoe hanteer mens dit verder vorentoe? Maar mens moet toegerus wees vir dit. En dan wil ek amper sê dieselfde met hierdie situasie dat 'n mens nie in argumente daar betrokke raak nie, maar mens kan tog vir iemand duidelik laat verstaan. Die Here het vir my gesê en hy sê elke dag vir my vanuit sy woord en niks meer of minder as dit nie. Nou kom ons by die volgende saak. Ons hoor dit baie, ek spreek lewe. Ek sien dit op Facebook, dan is daar nou 'n kindjie wat siek is en dan is daar, ek spreek die naam van Jesus Christus oor die kind, ek spreek lewe. Wat dink jy daarvan? Tinus? Het is my baie ironies om te dink dat ons vir die Here kan sê wat om te doen. Dit eerstens, kan die mens skep? Nee. Waar het God gespreek en daar was lewe? Met die skepping in Genesis, nee. 'n Mens kan nie lewe spreek nie. Dan sit jy jouself op dieselfde vlak as God. En dan raak dit nou gevaarlik. En dit is bloot uit onkunde wat mense hierdie tipe van goed doen, nee. Daar is die gedeelte in Spreuke, ek moet dit net vinnig kyk, daar staan in Spreuke 18, dood en lewe is in die mag van die tong, en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Maar die verduideliking hierso is, dit gaan oor 'n invloed wat jy het. As jy iemand die hele tyd afkraak, dan gaan hulle naderhand sleg voel. Hulle het al 'n studie gedoen, as jy tussen mense staan wat die hele tyd negatiewe goed sê. Springbokke speel teen die All Blacks en nou staan die ouens nou maar hier by die kerk en ja, daai Colby het daarom nou nonsens aangejaag en die ander, ja, hy het daai ou se tackle gemis en so gaan hulle aan. As jy 5 positiewe goed sê, dan draai die hele gesprek positief. Ja, hy het nou die tackle gemis, maar hy het daarom sy hart uitgespeel. Ja, maar kyk hoe dit en dit en dit. Ja, maar ja, daai ouetjie moet dan God sê, hy so klein is en hy speel. Sê 5 positiewe goed in 'n negatiewe gesprek en die gesprek draai positief uit. So dit is wat Spreuke hier bedoel, maar nie, jy kan nie lewe spreek nie. Die tong het nie skepingskrag of mag nie. Dit kan net nie. Ons is tog God se kinders, hy is ons skepper. So die mens kan dit nie doen nie. Is daar enige vrae rondom dit, Willem Dirk? Ek het al daaroor gedink op die manier van, ons weet ons die Heilige Gees staan tussen ons en God eintlik. So as jy wil sê jy kan lewe spreek, dan beteken dit ook jy kan dood spreek. Ja. En die Heilige Gees beskerm ons eintlik ook van onsself in daai opsig. Ja. So eintlik of jy nou dink jy spreek lewe of jy spreek dood, dit gaan in elk geval deur die Heilige Gees, ek wil amper sê as 'n tipe filter en die regte ding kom nog by die Here uit. Ek dink
Ja, ek dink dit is 'n bietjie gevaarlik nog steeds om so te sou sê. Dan waar val die gedeelte in laat u wil geskied? Want nou sit jy jouself voorop waar jy die gesag om basies lewe te kan spreek. Maar waar val die gedeelte dan in laat u wil geskied en nie my wil nie? Dan gooi jy dit eintlik by die agterdeur in want dit pas nie daarby nie. Ek spreek lewe oor hierdie persoon. Here, maar laat u wil geskied. Kan jy hoor, dit kan nie by mekaar pas nie. So maar ek hoor wat jy sê, hoe dit nou al twee kante toe werk. Daar was nou iets wat ek aan gedink het terwyl ek nou so gepraat het. Dit sal my seker nou byval. Heinrich, terwyl jy praat, kan ek dalk op my... Nee, dis reg, dankie. So ek meen ek het nou al dienste soos dit gesien waar mense so praat. Ek het baie keer die idee gekry, dit is met die idee soos dalk iets nader aan, jy weet, byvoorbeeld as jy daar in die oggend deel van die erediens daarso spreek, jy spreek die woorde van die Here, jy weet, so jy weet, op daai mate dan gebruik die Here jou om aan die gemeente basies te praat en ek het die idee baie keer gekry, hulle probeer dit in dieselfde konteks te doen. Nou, ek kan verkeerd wees en as hulle dink dit is, hulle kan lewe spreek, dis absoluut verkeerd, dis snerd. Maar ek dink hulle het dit probeer in so 'n manier verduidelik, soos asof die Here deur hulle werk. Maar ek dink die bewoording is ietsie wat definitief moet gekyk word daarso, maak saak of dit nou so gemeen is of nie. En dit voel vir my amper half dan asof dit 'n formule word waarin jy nou die mag het om iemand te laat gesond word of wat ook al. Dit wat ek nou aan gedink het, mens kry dit baie en dit gebeur baie by ons kinders se skole dat daar nou iemand kom praat. En dit sluit maar aan by wat ek en Piet nou gepraat het van die om iemand gesond te bid. Dan hoor jy die mense sê maar iemand het kanker gehad en hulle het gekom en gebid en daai persoon het 'n dag later opgestaan en hulle was kankervry. Of 'n persoon is verlam, dan staan hulle uit die stoel op en hulle gaan. Nou is my vraag, hoekom is daar enige gelowiges wat dan siek is? Maar daai mense redeneer, ons geloof is nie sterk genoeg nie, of jy het net die Heilige Gees, as jy, en ons gaan nou praat oor, as jy in tale kan spreek. As jy nie in tale kan spreek, het jy nie die Heilige Gees nie. So mense moet pas op vir hierdie goed wat mense sê, wat asof hulle amper, ek wil dit nou mooi sê, maar hulle gaan amper in 'n goddelike posisie in, waar hulle iemand gesond bid, en weer eens dan, God laat wonderwerke gebeur, en ek seker as ons hier begin op 'n punt, gaan elkeen vertel van 'n wonderwerk wat die Here in sy of haar lewe laat gebeur het. Ons sal lank met mekaar besig wees. Maar om jouself as in die middelpunt te stel en sê, ek kan lewe spreek, ek kan mense gesond bid, en dan kom weer die gedeelte, maar waar pas dit in, maar Here, laat nie my wil nie, maar laat u wil geskied. Want partykeer maak die Here ons juis nie gesond nie, wanneer ons siek is, om gelouter te word, om in 'n nader verhouding van hom te kom. So net op hierdie punt, ons het al baie, dan is iemand baie siek, en dan bid ons, en ons bid rarig, dan gaan dat hierdie persoon moet gesond word, en dan gaan die persoon dood. Maar is die persoon nie juist nou gesond nie? Is 100% volledig, volkome by die Here in sy heerlikheid. So ons sien maar nog so ten dele, nee, maar God sien die volle prentjie. Is daar oor hierdie onderwerpe nog iets wat iemand wil vra, Dani? Op die praktiese kant, die Here het die mense wonderlike brein gegee. Ek vertel dit vir die kinders, jy sit met die magtigste ding ooit tussen jou ore. Maar in die Here laat verskeie goed toe, as ons kyk waar staan die tegnologie en alles. Maar een ding wat die mense nog nooit kon gemaak het, was bloed. En bloed is die lewe. Hulle kon nog nooit bloed maak nie, so die Here beskik oor lewe. Precies. En dis net sy werk, nie ons nie een van ons in nie. Ons kan bid en as hy wil, sal hy dit doen. Maar jy kan iemand gesond bid of ooit nie, want bloed kan nie gemaak word. Dankie, Dani. Daar was nog 'n hand iewers, Piet. Ja, ek wil ook net sê, die voorbeeld wat jy genoem het, moet ons nie die krag van gebed Nee. wegvat nie. So,
Maar die feit van die saak is, wie bring die verlossing? So as iemand vir jou sê, soos bedelaars ook, die Here sal jou seën. As hy net sê, mag die Here jou seën, dan weet ons waar staan ons. As iemand bid, as ons bid en ons sê, mag dit moontlik wees. Dit is so, maar dit gaan oor waar sit die mag, en ons weet dit sit nie by ons. Dis hy. Dankie vir julle interessante opmerkings en deelname. Nou kom ons by 'n ding wat ek al baie vrae oor gekry het, die ongewone tale of klanke. Nou, ons was nou die aand by Jasper hulle gewees vir die jong mens Bybelstudie en hy moet ons eintlik toelig hieroor. Hy het dit baie sinvol verduidelik. Maar almal haak die hele tyd vas by Korintiërs 14. Die Here gee die gawe van spreek in tale. Nou as jy Handelinge 2 gaan lees, dan net nadat die Heilige Gees uitgestort is op die disippels, dan het hulle daar uitgegaan en hulle het in tale gepraat, nê. Verskillende tale, soveel sodat die mense gedink het hulle is dronk. Wat sal jy sê was daai tale gewees? Was dit 'n gebrabbel? Dit is bestaande taal. Want hulle het gesê, hoe is dit moontlik dat die manne kan praat in ons eie taal? So oom Johan sê dit was bestaande tale, want die mense daar het dan vir mekaar gesê, hoe is dit moontlik dat die ouens in my taal kan praat? So okay, dit het ons, dan is ons nou redelik seker daaroor. Maar in 1 Korintiërs 14, dan word daar gepraat, miskien moet ek dit maar net lees, die 33-53 vertaling en die 2020 vertaling vertaal het 'n bietjie anderster. Ek gaan dit miskien maar so op my foon ook lees. Hier staan, julle moet die liefde nastreef, lê julle toe op die gawes van die Gees, maar veral daarop om te profeteer. Die profeteer is nie soos die Ou Testamentiese profeteer nie, dis om die woord van God te profeteer. Iemand wat ongewone tale of klanke gebruik, praat nie met mense nie, maar met God. En dan gaan ek nou eers daar stop. Ongewone tale of klanke. En dan kom ons kyk net in die 33-53 vertaling. In Korintiërs 14. Goed, daar staan. Jaag die liefde na en beywer julle met die oog op die geestelike gawes, maar veral om te profeteer. Want hy wat in 'n taal spreek, spreek nie tot mense nie, maar tot God. Want niemand verstaan dit nie, maar deur die Gees spreek hy verborgenhede. So hier praat hulle ook weer van 'n taal. Nou die woord wat in Handelinge en dan ook later in Handelinge 10 en dan nou hier in Korintiërs 14 gebruik word, is die Griekse woord, nou vir jy sê, glosa. Nou dit is dieselfde woord, met ander woorde, dit is nie 'n verskillende woord wat by elkeen gebruik word nie. So jy kan dieselfde betekenis inlees by Handelinge 2, maar ook hier in Korintiërs 14. So die lyn wat getrek word, is dat dit nie 'n gebrabbel van klanke of dinge is wat niemand verstaan nie, dit is in ander tale. Maar nou stop mense gewoonlik net daar. En Peter nou begin aanraak daar, maar dan gee die Here voorwaardes. Want baie van die kerke, ek was al regtig by 'n kerk, dan val hier 'n ou plat. Ek het geskrik, want daarom moet mense hele Korintiërs 14 lees, en dan begin mense brabbel in 'n taal, dit klink nie soos 'n taal nie, dit is so gebrabbel, nie. Maar, of het nou klanke is, en of het nou 'n taal is, wat sê Paulus is die voorwaardes van dit om te gebeur? Want baie van die kerke sê, maar gereformeerde kerke het nie die Heilige Gees nie, want hulle kan nie daai goed doen nie. Wat is die voorwaardes? Nou sê Paulus, as jy verder gaan lees, in die eerste plek, is dit vir ongelowiges en nie vir gelowiges nie. Dis die eerste voorwaarde. So hoekom sal jy dit in 'n kerk doen? Die volgende voorwaarde sê hy is, daar moet iemand wees wat dit uitlê. As daar nie iemand is wat kan sê wat hierdie persoon nou sê nie, dan bly jy stil. So hoekom
doen mense dit dan nog steeds. En dan as jy verder in 1 Korintiërs 14 gaan lees, kom ons by die gedeelte waarop ons kerkorde gebou is. God is nie 'n God van wanorde nie. Nou, met my ervaring is, ek nou gaan preek en hier staan 'n tannie op en sy brabbel 'n klomp klanke. En hier is weer 'n kind en daar's 'n oom of wat ook al. Dan voel dit nie vir my of die erediens ordelik gaan wees nie. Is daar iemand wat dit uitlê? Is dit dan net ongelowiges wat in die kerk is? So mense gooi daai deel maar so gou so by die agterdeur uit, maar gaan in die eie tyd, gaan lees gerus die hele 1 Korintiërs 14. Dan val al hierdie dinge baie mooi by mekaar. En die konklusie wat ek in elk geval maak, is dat daar's 'n lied van praat ek mense engletale. Dit sal nie engletale wees nie, want hier sê Paulus nou net, is daar nie iemand is wat dit kan verklaar nie. En dit moet tot opbou van die gemeente wees, en nie vir gelowiges nie. So, dit kan nie engletale wees nie. Maar as sou dit 'n gebrabbel wees van klanke, dan maak dit nog nie vir my sin nie. Dan voel dit vir my, dit is maar nog tale. Verskillende tale, die heidene, die kerk van Here Jesus het gegroei, geweldig gegroei. Daar was baie ander volkere wat tot bekering gekom het, en dat dit dan eintlik tale was, wat verstaanbaar is, wat gepraat is. Dit is die konklusie wat ek, en Jasper het my nou die aand baie mooi, Jasper. Ja, eintlik wat ek wou tuisbring by almal was die goed wat ons vandag sien gebeur in sekere kerke gebeur, en dit wat in die Bybel gebeur het. Daai 1 Korintiërs 14, as julle moet dit almal gaan deurlees, het julle nou gehoor, die dominee het gesê julle moet, né? Okay. So daai 1 Korintiërs 14 gaan deurlees, maar dit was toe daar die regmatige gawe van tale gebruik is en dan misbruik is. Byvoorbeeld, dit is 'n Korintiër wat daar gestaan het en hy het gesê, hey, julle ouens, kom luister bietjie, hoe praat ek nou Macedonies? En dan gaan hy aan. En dit het die wanorde geskape, maar daar was in essensie niks fout met die gawe wat dan diverse wêreldtale is wat in daai gemeente gespreek is nie. Maar nou, 2000 jaar later, hierdie gebrabbel wat ons vandag hoor, is dit nou watter taal van die wêreld ook al is dit. Ek is van oortuiging, dit is glad nie een of ander wêreldtaal of enige ander taal nie, want jy kan, as jy baie hard gaan sit terug en dit probeer, dan kan jy dit self ook doen, sonder dat dit wat ook al se gees is wat jy dit laat doen. Veral as jy ek was self in so 'n tipe kerk gewees, en die druk wat op jou is om in tale te praat nou, is so groot, dat ek dink Dan, jy het nou nog gesê, die brein is die wonderlikste ding wat ons het, behalwe vir die leeghoofdiges. Okay. Maar dat jy is onder druk, kan jou brein jou oortuig om geluide te begin maak, en dan kom jy agter, dit is nou die tale wat ek nou praat. Net op daai punt, een van die kerk waar ek was, 'n kerkorde, was dat as jy geordineer moet word as 'n pastoor, dan moet jy vervul wees met die Heilige Gees, met die teken dat jy in tale praat. Dit is deel van hulle kerkorde, anders kan jy nie aangestel word nie. Maar nou, my grootste vraag is, en ons moet net vir onsself dit uitmaak, dink julle, dit wat as ons nou skelm so na 'n ander kerk toe gaan kom en net gaan uitvind, wat is dit wat hulle so reg doen, en daar's iemand wat uitblaker in die gebrabbelery. Vra jouself af, daai goed van 1 Korintiërs 14 gaan glad nie eers sin maak nie, want hulle is glad nie met daai gawe besig, nommer 1 om mee te begin nie. Ek weet nie, die implikasie daarvan is ernstig, want nou sê vir daai ouens, nie een van julle is besig met daai gawe nie, en dink net wat die outcry daarvan kan wees. Hulle gaan sê, ag nee, maar jy het glad nie die Heilige Gees nie, hoe sal jy weet? So, dit is 'n uitmuntende tool van die duiwel in my oog om net verdeeldheid te skep. En dit is eintlik wat so tragies is aan die hele storie. Baie dankie, Jasper. Het enige iemand rondom dit nog 'n vraag, Tannie Trix? As ons lees in Korint 14, daar's Barasan. As iemand nou in tale spreek,
sê Paulus, as iemand nou in taal, dan moet daar mense wees wat daai tale kan verstaan, want hy sê in die volgende sin, dan moet daar iemand wees om dit uit te lê. So daar kan nie iemand wees in 'n gemeente wat brabbel alalalala en niemand verstaan dit nie, dan beteken dit niks. Ja, Want Paulus sê, dis 'n voorwaarde, dit moet deur iemand uitgelê kan word. So, vreemde tale kan slegs gepraat word as daar vreemde luisteraars is. Dis reg. Dit is wat ons gesê het. So dan een van die voorwaardes is, dan moet iemand wees wat dit uitlê. Maar die heel eerste voorwaarde is, dit is vir ongelowiges. Dan eintlik is dit nie eers nodig om verder dan daaroor te praat. So, maar gaan lees asseblief 1 Korintiërs 14. Ek gaan dan net om saam te vat, ek dink ons moet baie versigtig wees. As jy sê die Here het vir my gesê, dan stel jy dit gelyk aan die onfeilbare woord van God. Ek dink net deur dit te sê, kan ons nie sê die Here het vir my gesê nie. Want as jy jou woorde gelykstel aan die onfeilbare woord van God, wie is die skrywer van die woord van God? Dis die Heilige Gees. Nou kan jy maar self die aannames maak. Dit sê die Here het vir my gesê, en dit op dieselfde vlak te bring as God se woord, is gevaarlik. Dan, mense het nie die mag om lewe te spreek nie, net God kan lewe spreek. Ons mag en ons moet onophoudelik bid, maar op die einde van die dag nog steeds, Here, laat nie my wil nie, maar laat U wil geskied. En dan heel laastens, die kerk is 'n kerk van orde. En ons wil so amper al begin verskoning maak daarvoor, dat ons as gereformeerdes 'n kerk van orde is. Mag ons nooit ooit daarvoor verskoning maak nie. Ons is besig met die woord van God, in die erediens is ons besig met die almagtige God self, waar ons in 'n direkte ontmoeting met hom is. En ek dink ons vergeet partykeer bietjie dat ons regtig nou in ontmoeting met die Here is. En daarom is dit 'n wonderlike voorreg dat ons gereformeerd kan wees in ons erediens, in ons denke en alles wat ons doen. Is daar 'n laaste opmerking wat iemand wil maak? Piet? Maar u het genoem, hoe verskil die engeletale van die ander tale? Ek het dit nog nooit gehoor nie, so ek weet nie. Okay. Nee, Paulus het, onthou Paulus was in die hemel gewees. 2 Korintiërs 12 is hy weggevoer na 'n derde hemel, en dit wat hy daar gehoor het, mag en kan hy nie uitspreek nie. Nee, maar hy sê al sou ek. Hy kon, maar hy sou nie. Ja, maar goed, nog iets wat iemand wil bysê, daai kan? Ja, die engeletaal is die oomblik as jy die gebrabbel hoor wat nou nie meer wêreldtale is nie, dan is dit die engeletaal. Nou, ek het ook hierdie ding bietjie al die kante gekyk uit die Bybel. Daar's geen ander voorbeeld in die hele Bybel waar besoekende engele nie in die taal van die mense gepraat het. Ja. So daar's nie rede vir ons om 'n engeltaal te praat nie. En soos dit daar sou staan, ek dink die oorspronklike vertaling van die Bybel sê, al sou ek die engeletale kon praat. Ja. Beteken nie jy doen dit nie, soos if I were a rich man. Ja. Dan beteken dit nie jy is ryk nie. Ja. So, hulle eskaleer die engeletaal tot hierdie gebrabbel, en daarom is dit, en dit is die enigste versie wat hulle gebruik om te sê, maar dit is die engeletaal. So, daar's nie rede vir ons om 'n engeletaal te praat nie, en ek is... Wie wil jy dit? Dis reg, en natuurlik, dit is natuurlik weer, as jy die engeletaal praat, op watse verhoogie sit jy jouself dan weer? Wat ons aan die begin gehad het. Ek sit terloops om by Jasper aansluit nou heeltemal iets anders. Daar is daar in die Ou Testament gepraat word van die engel van die Here, met die hoofletter, wie is dit? Jesus Christus. Nie almal besef dit altyd nie, nee, direkte verwysing in die Ou Testament. Maar goed, ek wil hê jy moet asseblief vir my stuur vir my WhatsApps met moontlike besprekingstemas. Anders praat ons nou die hele tyd wat vir my interessant is, maar dan dis nou nie noodwendig vir u interessant nie. En ek wil graag hê ons almal wonder baie keer oor dieselfde goed. So stuur vir my 'n WhatsApp
En as ek nou 'n klomp goed bymekaar het, dan vat ons dit nou nog steeds so vorentoe. Paul? Een predikant van ons, wat ons as in Brooklyn gehad het gesê as student, het hulle ook na die Rema Kerk of so iets toe gaan in daar in Potchefstroom. Toe is die spreek in tale nou 'n baie groot ding. En daar het hulle gehad, iemand staan op en hy profeteer in 'n taal, en iemand anders staan op en hy interpreteer dit. Toe staan hierdie predikant op, is nogal 'n bietjie van 'n groot bek, en hy sê toe die Onse Vader in Latyn. En iemand anders vloog toe op en hy vertaal dit. Maar met totaal nie die regte woorde. Heeltemal 'n ander betekenis wat nie daar naby is nie. So ek dink die groot ding met hierdie gawes is, dit moenie gaan vir die verheerliking van die mens nie. Al hierdie moet gaan, dit moet gaan vir die opbou van die gemeente. En dis die punt van die gawes. Dit is presies dit. Dankie Paul. Ek hoop jy het dan so ietsie geleer vanaand. Ek hoop dit was vir jou sinvol geweest. Ek wil net gou sê, toe Susan vanoggend P. Jesus sing, dit was 'n engeletaal. dit is vir Susan. Dit was rarig besonders geweest. Ons gaan nou nog 2 liedere sing en daarna is jy welkom om nog 'n bietjie saam te kuier. Ek sal net vir ons weer met 'n gebed afsluit as ons klaar is. Neem my lewe, laat dit hier U gewy wees meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig. Neem my hande, maak ons sterk, diensbaar in U goeie werk. Neem my voete, skoei hier, met bereidheid tot U eer. Neem my stem en laat my sing, aan U Here hulde bring. Laat my mond die boodskap dra, Hy sal vind wat na U vra. Neem my goud en silwer hier, niks nou met my eie meer, al my kennis en verstand stel ek in U Vader hand. Maak my hart vir U tot troon, deur U Gees wat in my woon. Rig my wil, gevoel en daad, altyd na U wyse raad. Neem my lewe, laat dit leer, U gewy wees meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig. O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al U werke elke
elke dag aanskou. Die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe u dit elke dag so onderhou. Ek sien die veld, die bosse, berge, vlaktes. Ek hoor hoe fluister grasse, stroom en wind. Hoe Heer die sorg verklein, vergroot vir alles. En u sorg dag na dag vir my, u kind. Dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is u, hoe groot is u, wanneer die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik Heer, u grote naam. U seun word mens in ons gebroke wêreld. Kom vestig hy sy koningsheerskappy. Hy maak weer heel wat sonde hier gebreek het. Hy bring weer hoop en redding ook vir my. U maak ons deel van al die grootse werke. U laat ons bid, Heer, dat u ryk mag word. En kom u weer in heerlikheid op wolke. Maak u volkomen nuut, u eiendom. Dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is u, hoe groot is u, wanneer die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik Heer, u grote naam. Dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is u, hoe groot is u, wanneer die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik Heer, u grote Terwyl jy net so staan, kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, Here, wanneer ons U so loof en prys ook met ons sang, dan besef ons U grootheid. Here, wat 'n wonderlike voorreg dat ons so kan saamkom as gelowiges, dat ons kan saam groei. Here, dat ons saam vanuit U woord versterk kan word, en dan bid ons opnuut dat ons U sal eer in dit wat ons doen. Here, dat ons verantwoordelik sal wees met die woorde wat ons spreek. Dat ons altyd onder die gesag van U woord sal plaas. Here, en dat dit vir ons 'n wonderlike voorreg sal wees om U woord uit te dra. Dankie dat U ons elkeen gebruik, dat U elkeen van ons gawes gee. Mag ons daardie gawes ook gebruik tot U eer. Ons bid dat U hierdie geleenthede sal seën ook in die toekoms. Here, ons wil in besonder hierdie gemeente aan U opdra. Mag ons 'n dinamiese gemeente wees wat 'n verskil maak in ons gemeenskap. Dat ons altyd sal bly by U woord en dat ons sal sê, so sê die Here. Wil U dan met elkeen van ons verder wees in hierdie week? Here, waar daar uitdagings mag wees, waar daar vreugdes mag wees,
Mag ons weet dat U daar binne met ons elkeen werk en dat U ons nooit alleen sal los nie. En wanneer dit U tyd is, bring ons ook weer so by mekaar. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons ewige koning en ons verlosser. Amen. Baie dankie, mag dit vir elkeen 'n baie wonderlike week wees.